meneer, en jou dame, jou kinders gaan raak, as jy dit wil glo of nie, en ook jou kleinkinders gaan raak. Jy weet, ons moet een ding besef, meneer, en ek gaan nou net 'n bietjie mooi met u praat eers. Want weet jy, ek wil hê jy moet verstaan, ons moet God glo vir ons land Suid-Afrika, wat baie dringend hulp nodig het. As jy dit nie weet nie, gaan jy dit spoedig begin uitvind. Ek gaan 'n paar dinge met jou deel, en ek is nie polities nie, ek is woordgefondeer, want daar's 'n groot koninkryk wat vir jou en my wag. Kan ek dit vir u sê, geliefde, dat ons gaan nie vlug uit hierdie land uit nie. Ons gaan nie emigreer nie. Ek wil jou sê, ons gaan nie trek na 'n ander plek toe nie. Ons is hier om te bly. Halleluja. Ons is hier om hier te wees in hierdie land tot die dag dat Jesus gaan kom. En as jy oor die afgelope 9 preke hier was, sal jy dalk beter verstaan waaroor dit alles gegaan. Kom ek sê dit vir u dat Israel is 'n baie mooi land. Ek het sommer 'n fotootjie daar opgesit. Dit is die Israel-vallei. Dit is min of meer wat Moses sou gesien het in die tyd toe hy gekyk het na die beloofde land en na Kanaans-land, en wil ek jou waarborg dat Israel is 'n baie mooi land. Dit is asof Israel 'n aantrekkingskrag het. Ek was bevoorreg om dan, soos ek sê, 23 keer daar te wees. Maar elke keer wanneer jy gaan, as jy terug is, dan is dit asof daar 'n magnetiese iets is wat jou weer terugtrek na Israel toe. Wanneer jy luister wat God sê en wat die Bybel sê, is dit juist dat Genesis 15 noem Israel die beloofde land. Wanneer jy na Sagaria 2 kyk, dan noem hy dit die heilige land. Wanneer jy by Levitikus 25 kom uit die Bybel uit, dan noem hy dit God se land. En dan wanneer jy in Daniël 8 kyk, dan noem hy dit die besonder se land. Ek sê dit juis om vir u te sê, meneer, dame, my boetie, my sussie, dat Suid-Afrika is ook 'n baie pragtige. Die Here het ons hier geplaas, en het jy geweet, meneer, dame, dat jy kon gebore gewees het daar in Bo-Afrika, in een van die lande. En tog het God jou en my gekies en geplaas in Suid-Afrika, wat 'n baie mooi land is. En ek waardeer hierdie land. Jy weet, wanneer jy kyk na plekke soos die fotootjie wat ek het sommer so 3 foto's geopgeneem. Dit is God's window. Wat daar in Oos-Transvaal is, wanneer jy daarna kyk, dan sal jy sien, Suid-Afrika is 'n baie mooi land. Jy kyk na die volgende ene is daar by die Drakensberge, of hierdie ene is nou liewer Kirstenbosch, daaronder in die Kaap, dan sal jy sien Suid-Afrika is 'n baie mooi land. Dan kom ons by die volgende ene, dis by die Knysna Woude. Dan sal jy agterkom, Suid-Afrika is 'n pragtige land. Kan jy sê amen? Dan kom jy by die deel van daar by Golden Gate, die Drakensberge, en dan sê ek, Here, jy het hierdie land baie mooi gemaak. En God, hoor mooi, het vir ons 'n goeie land. God het ons 'n wonderlike land gegee. En dan wil ek sê, Suid-Afrika is 'n pragtige land
En ek en jy bly in hierdie mooi land. En dis daarom dat hierdie land vir my waarde het. Amen. 'n 6-jarige seentjie, terwyl ek en my vrou in die Kaap was, hy stoot daar by Spur, en terwyl hy by Spur is, toe kyk hy daar en sy ma, dit was toe nou vroeg in die môre, sy vra, wat wil jy eet? Hy was so 6-7 jaar oud. Hy maak toe daai menu oop en hy druk op 'n cream soda float. Hy sê ek soek dit. Die ma sê nee, jy kan nie dit eet vir ontbyt nie. Hy sê maar dit staan dan hier en dit wys dan hier. Nou ek wil net vir jou sê, daar's dinge wat hier staan. En dinge wat hierdie Bybelboek vir ons sê. En ek wil jou sê, as die menu dit sê, dan gaan ek vat wat die menu vir my voorhou. Amen. Halleluja. Die menu kan nie iets sê en dit nie doen nie. Maar die oomblik wanneer die menu daar is, dan is daar 'n God wat sê, jong, ons moet dit vat. En ek wil vir u sê, ons kan hierdie menu vat en ons kan dit glo. Wat ek wel vir die kerk wil sê, is dit. OK, ek praat net met die kinders van die Here, ek praat nie met die ou wat nie belangstel. Ek praat met die kinders van God. Luister, ek en jy moet begin wakker word as Suid-Afrikaners en as kinders van die Here. Die vraag is, hoekom sê jy dit, prediker? Dan wil ek vir jou sê, want daar is so baie op die spel. Kom ek sê vir die dinge wat gebeur om ons in hierdie pragtige en mooi land, raak ons toekoms. Hoor my meneer, dit raak jou familie en dit gaan jou kinders en jou kleinkinders raak. Jy moet dit baie duidelik agterkom. Kan ek vir u sê, Suid-Afrika staan van die grootste uitdagings van alle tye in die gesig. Halleluja. En as jy wil hê met die woordjie uitdagings uithaal, kan ek dit vervang met die woordjie probleem. Met ander woorde, Suid-Afrika staan baie dinge in die gesig op hierdie stadium. Jy weet, ons praat van dinge soos Marxisme, kommunisme, sosialisme. Kan nou ietsie daarvan verduidelik? Dit is soos 'n kanker besig om te vreet, hoor my mooi, aan ons universiteite, aan ons skole en aan ons mense en ons land. Kan ek dit vir jou sê, meneer? Luister, grondonteeneming in hierdie land wat reeds op die nuus versprei word, is nie weg nie. Het jy gehoor? Dit is alright. Maar ek wil jou sê, daar's baie dinge aan die orde van die dag, wat die kerk van die Here moet begin verstaan, en wat jy moet weet, ek en jy sal moet wakker word. Don't play with God. He's too big for you. Hy's te groot vir jou, om maar net dinge eenkant toe te druk, en te sê, ek is maar alright. Luister, kom ek sê vir u, die nuusmedia is meer propaganda van leuns en Satan se werke as wat daar waarheid in is. Halleluja. Dit indoctrineer en dit breinspoel ons mense. Want die media is nie so dom nie, hulle baie dingetjies wat hulle kan voorhou, maar laat ek jou sê meneer, dit indoctrineer en dit breinspoel jou kinders en jou kleinkinders. En weet jy wat? Daar sê ewigheid wat wag. Pappa en mamma, jy moet mooi luister. Jy is verantwoordelik vir jou kind. Jy mooi ding wat hierdie ou sê, maar die Gees van God sal jou in die hande kry en hy sal hierdie dinge by jou inbring. Luister, sosialisme, wat ons nou so baie van hoor en waar ons land eintlik nou in is 'n voorloper, hoor mooi, vir kommunisme. Nou vra ons die vraag, kom ek verduidelik gou vir u, wat is kommunisme? Kommunisme sê, alles behoort aan die staat. Jy moet hierdie preek maar mooi luister, dit gaan jou raak, gaan jou kinders raak. Kommunisme
is sosialisme ook net met bietjie lipstiek. Want sosialisme sê, of communisme sê, alles behoort dan aan die staat. Hoor nou mooi. Die regering sorg vir elke mens, met ander woorde, jy het geen sê meer nie, dis communisme. Die staat besit alles soos fabrieke, grond, winkels en jou huis. Het jy gehoor? Ek sê weer vir jou, dit is nie van die baan af wat ons regering uitgestel het, dat hierdie dinge is in die orde van die dag, dat meneer as hulle grond kan vat en hulle kan 'n plaas vat, kan hulle jou huis ook vat. Dis grond oneiendom. Want jy behoort eintlik, en dit is wat communisme dan sê, alle vryheid word jou ontneem. En so kom die diktators en hulle ekonomie val. As ek kyk na ons ekonomie, hoe dit val, weet jy wat, daar's iets agter dit, vriend. Kom ek sê vir jou, dat hulle gaan alles in beheer neem, want sodra die dinge hierdie kant val, kry die staat meer regeringsreg. En dit is communisme. Dan ek gou vir jou sê, waar ons nou is by sosialisme. En ek het gesê, dat sosialisme is maar net die voorloper vir communisme. Want jy kan my nie verkeerd bewys met hierdie goed wat ek nou sê nie, want hierdie goed is op die nuus en op die media. Sosialisme sê, dat die staat beheer, hoor nou mooi, die groot dele, die elektrisiteit van die land, die spoorweë, die water, die myne, die lugredery. Ek weet hoe dat SAL nou 'n paar keer bankrot was. Hulle het gesê, man, privatiseer dit. Het jy dit gehoor? Privatiseer dan SAL. Nie dit vir ouens van die ding kan hanteer, maar het geklou en het gehou, want deur dit wat hulle het, is hulle besig om 'n mag van sosialisme te veroorsaak. Kom ek sê vir u, hulle sê, jy mag nog op hierdie stadium, hy sê, jy mag nog 'n besigheid hê. Maar dan sê hulle, dis ook al die groot dele van die land sal ons beheer. Die einde gaan dinge kom. En weet jy wat, meneer, kom ek sê net vir jou, dame, geliefdes, die oomblik wanneer die anti-kris oorgaan vat, want alles van plek is wat ons nou baie oor gepraat, en ek vir u die dinge uitgespel, luister nou mooi, wanneer hierdie dinge gebeur, en die anti-kris oorgaan, gaan hy alles onder een stelsel ook sit. Die hele wêreld met sy trawante van lande wat by hom gaan inkoop, sal hy alles beheer in die hele wêreld. En onder die New Age sal hy dan net een stelsel hê. En dit is presies wat sosialisme lei na communisme, en communisme lei eintlik na die deel van dit wat die anti-kris wil hê. Ek praat met jou oor die einde van tyd. Nou wil ek sê, verder wil ek hê, jy moet weet, ons kinders word gebombardeer deur evolusie. Dat jou pa was eintlik 'n bobbejaan. Maar as ek Genesis 1 lees, dan lees ek van 'n skepper, 'n God wat die mens gemaak het. En nie uit 'n evolusie en 'n selletjie en 'n ding nie, maar ons skole word nou daarmee gebombardeer. Jou kind gaan dit leer. Jou kleinkinders gaan dit leer. Luister, wat wil ek sê? Ons moet tred hou met die nuwe samelewing sê hulle. Want jy sien, julle is nou so verouderd en veroudheid. Julle moet kom na die New Age toe. En dit is presies wat die Bybel wil saai en wat hy daar wil stel. En dan wil ek sê, hulle sê dat die Bybel is oudtyds en nie meer relevant vir hierdie tyd nie. Kom ek sê vir jou, is dit nie ironies dat vir 6000 jaar 6000 jaar was die Bybel relevant. En hoe skielik hier by die draai van die 2000 is die Bybel nie meer goed genoeg nie. Kom ek sê vir jou, enige land, enige mens
wat homself op hierdie Bybelboek bou, wil ek sê, my vriende, is in 'n deel waarby hulle staan en waarby hulle weet dat aan die einde van die dag is dit sake wat vir hulle relevant is, en as jy daarop bou, is daar hoop vir die mens. Daar is hoop vir hulle. Nou skielik is dit nie meer goed genoeg nie, na 6000 jaar. Ek wil jou herinner aan wat Paulus vir Timoteus skryf, en dan sê hy, hierdie hele skrif is deur God ingegee. Is nuttig tot leer, teregwysing en onderwysing in die geregtighede. Jy sien, die wêreld beraad oor baie dinge. Hulle het nou onlangs by die wêreldberaad gehou oor die toekoms, en toe het iemand gesê, die samelewing is soos 'n opslagkoel wat rondspring en verwoesting saai. Vroeger jare, kom aan, dink so 'n bietjie daar. Vroeger jare was Suid-Afrika gebou op die Bybel en op die woord en op gebed. Die ouers sal dit so 'n bietjie onthou. Hey man, ek wil jou sê, ek was op die tegniese colleges gewees, ek kan onthou, in die môre so dat ons uitgekom het op die stoepe, dan is daar eers die Bybel gelees, en daar is gebid. Amen. Toe ek op skool was, op maandag was daar 'n opening gewees. Dit was ook in die klasse gedoen in die week, dat daar die Bybel gelees word, en eers gebid word, voordat jy jou dagtaak begin. Wie kan dit onthou? Halleluja, dis dinge wat gebeur het, hoe dat ons land gebou was. Terwyl ek op die verkeerskollege was daar 'n tyd gewees, daai maande wat ek daar was, het hulle my dominee genoem. Want jy sien, ek het ook daar elke dag die Bybel gelees vir hulle, en ek het elke dag gebid, en die dag afgesluit in die naam van die Here. Halleluja. Jy sien, die vraag is, wat is die oplossing en die behoud van ons land, van ons mense en van ons nageslag? Wat is die behoud van hierdie dinge? Kan ek vir jou na die Bybel toe vat? 2 Kronieke, die 7de hoofstuk, die 14de vers. Wat sê die Bybel? As my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, my aangesig soek, en hulle bid, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek die Here kom, en ek sê die Here sal hulle land genees. Kan ek 'n amen? En wat ek wil sê, as dit relevant was in die tyd van die Kronieke, dan wil ek net sê, is dit nog net so relevant in die jaar 2025. Weet jy wat sê die Bybel? Paulus skryf dit so in die Korintiërs. Hy sê 2 Korintiërs, die 1ste hoofstuk 20ste vers. Hoeveel beloftes daarvan God ook al mag wees. Hoor my, hoeveel beloftes van God daar ook mag wees. In hom is hulle 'n ja en 'n amen. Sodat God, sê die Bybel, deur ons verheerlik kan word. Halleluja. Halleluja. Wat ek sê vir u geliefde, ons land het baie dringend hulp nodig en genesing nodig. Hoor wat ek jou sê, dit gaan jou raak, gaan jou kind raak, dit gaan jou kleinkinders raak, gaan jou ouers raak. Luister baie mooi, ek weet, baie mense skuif dalk 'n bietjie rond op hulle sitplekke. Meneer, dame, dis tyd, laat ek en jy mekaar in die oë sal kyk, en dat jy sal weet wat is die weg, die waarheid en die lewe. Halleluja. Want kyk hier na, later die eindtyd al nader kom, raak die dinge in hierdie wêreld al hoe erger. Wat sê die Bybel? Kom ek vat jy na God se woord toe. Ek sê, as jy, dan sê die Here, dan sal God.
As julle verootmoedig, as julle bid, as julle die Here vertrou, dan sê die Here, dan sal hy die een wees wat die land genees. Jy moet dit gehoor het, meneer, jou kamer, jy moet dit hoor. Hierdie dinge is relevant vir die tyd waarin jy is. Halleluja. Ek wil hê jy moet verstaan waaroor het gaan. Want het gaan nie net oor mense wat toe kom en net sommer saam is en dan hier uitgaan weer dieselfde. Luister, ons is besig met 'n voorbereidingstyd vir hierdie dag en vir hierdie lewe. As jy dan bid en buig, as jy jou verootmoedig, as die volk hulle bekeer, dan sê God, sal ek genesing bring. Hoor wat sê Matteus 16:24. Hy sê, as jy my wil volg, as jy my wil volg, dan moet jy jou kruis opneem. Halleluja. Hy kom verder in Matteus 18:19. Hy sê, as twee dan van julle saamstem, dan sê God, sal ek uit die hemel hoor en sal ek 'n antwoord gee. Wat sê Matteus 21:21? As jy dan geloof het, soos 'n mosterdsaad, dan sê die Here, dan sal ek die berge in jou lewe verskuif. Ons oplossing begin by die kerk van Jesus, waar die magte van die hel kan en moet bind. Want ons land en ons mense en ons kinders wil verwoes. Laat ek dit sê, geliefde, alles moet begin by die kinders van God. Dit moet begin in die huis van die Here en mense wat bid tot 'n lewende God. Hoor wat sê die Bybel weer, want ek wil nie net my woorde gee nie, ek wil hê jy moet God hoor. Wat sê hy in Psalm 33, 12de vers, welgeluksalig, hoor mooi, is die nasie wie se God die Here. Kan ek dit weer lees? Gelukkig met vrede belaai sal 'n nasie en 'n volk wees, wanneer die Bybel sê, as hulle die Here hulle God. Amen. Kan ek dit sommer sê, ek gaan nie toelaat dat die duiwel hierdie land in sy hand kry nie. Ek gaan nie toelaat dat die vyand infiltreer op sy maniere nie. Ons voorvaders, wil ek jou sê, het op daai skrif gebou. Hulle het gestaan op Psalm 33. As jy die Here jou God in jou volk, in jou nasie het, dan sal jy wel gelukkig en salig wees. Maar dit word doodgedruk in hierdie tye. Kom ek sê vir u iets, dit was nou oor die nuus. Daar's 'n dame, haar naam is Toko Makanasi. Sy is van die CRL, sy is die voorsitter daar. Weet jy wat het sy nou die uitsprake gemaak? Om kerke en predikers te monitor oor wat en wat nie geleer mag word nie. En sy druk self met die tronkstraf wanneer dit geoorskry sal. Kan ek net dit sê, die Bybel is nog die konstitusie van God. Dit is nog die deel al sou wie wat sê. Ek wil sê, luister geliefde, ons gaan in hierdie eindtyd tussen hierdie twee bladsye bly. Ons gaan ons kinders leer hoe om dit te maak na die ewigheid, hoe dat hulle die hemel kan beerwe, om nooit verloor te gaan nie. Maar ek wil sê, laat hulle skreeu, laat hulle sê, die Bybel is nog die deel waarby ek en jy saam. Kan ek 'n amen kry in hierdie verhoor? Luister geliefde, luister. Abortie is nog moord, want daar was reeds 'n lewe. Ek wil jou sê, die LGBTQ is nog vir my net 'n deel
Al sou hulle wat sê, my Bybel, jy moet dit gaan lees meneer, in Romeine 1, jy kan dit lees in 1 Korintiërs 6, jy kan dit lees in Galasiërs 5, hoe dat God daai dinge haat. Maar jy sien wat reg was is nou verkeerd, en wat verkeerd was is ons nou reg. Come on! Oh! Die geskiedenis het bewys dat die enigste manier wat kan en sal werk, is wanneer jy met jou huis kry op die Bybel. Jy moet jou besigheid kry op die Bybel. En jy moet terug na God se woord toe. Amen. Ons land was gebou op God se woord en was ons geken as 'n Christelike land. Jy weet wat het kommunisme gesê? Ek gee vir die feite. Kommunisme het gesê, julle moet besorg vir Amerika, vir Israel en vir Suid-Afrika. Dis nou jare terug. Dis hulle besorg vir daai drie lande. Weet jy hoekom? Want hulle het gesê, hulle is te veel op die Bybel gefondeer. En hulle staan te veel met hulle godsdienst en dit wat die Bybel hulle leer. Halleluja. Kom ek sê vir u, ons het 'n God. En ons het 'n godsdienst wat ons bedryf op hierdie Bybelboek. Ons parlement was geopen gewees daai jare, so klompie jare terug, met die Bybel en met gebed. En wat hulle ook al gedoen het en hoe verkeerd hulle ook al was, hulle het ten minste dit voorgehou, dat die hele volk moet gebou word op die Bybel en op die gebede voor die aangesig van die Here. Nou kom ek praat sommer nou 'n bietjie op paar dinge wat ander ouens nie sal wil hoor nie. Maar oom Jan van Riebeeck wil ek sê, het die eerste Nederlandse Bybel in Suid-Afrika gebring. En toe hy daai Bybel inbring, toe skroom hy om homself op daai Bybel te bou en hierdie nasie se beginsaak op die woord van God te plaas. En so het beskawing, hoor nou wat ek vir jou sê, beskawing het in hierdie lewe ingekom, en ook in ons land, wees die feit van die Ou State Bybel, wat hulle begin bou. Amen. Sendelinge het gekom, en hulle het bearbeiding gegee, oor wit en swart en bruin, en wat 'n kleur dit is, en dat mense se harte verander, deur hierdie dinge. Luister, ons Sarel sal hier, en julle moet tog nie gelofte dag vergeet nie, en luister baie mooi, ek is nie 'n politikus nie, ek weet net wat die beloftes is, wat deur God gemaak is, en ons moet die beloftes nakom. Amen. En ek wil sê, terwyl hy in 1833 die dood in hulle nekke blaas, hy op 'n Kakebewaan gaan staan, toe hy die Bybel oopgemaak en het gebid voor die God van die hemel. En weet jy, dat is 'n God, ten spyte van wat hulle sê, wat gebede gehoor het, antwoord het, en wat hulle gespaar en weer. Luister, kom ek sê net vir jou, ten spyte van wat die wêreld mag sê, meneer dame, as jy jou toevlug na God neem, laat hulle sê wat hulle wil, hou jy by die Here vas, want daar's 'n God wat jou die resultate en die oorwinning gaan gee aan die einde van die dag. Halleluja. En jy sien in ons parlement word dit nou so gedoen, dat elke een bid mos tot sy eie God. Kom ek sê net vir u, nou by die tweede laaste, ek kan nie onthou nie, want ek so gekyk het ook na 'n opening, toe lag hulle en hulle spot oor die Bybel en oor die gebede. Toe nou die ou daarvoor gesê, ag julle stel tog nie belang nie, kom ons gaan net aan. Wat
Man, you playing with God. Pas op. Ek sê daar's dinge wat gebeur, wat ons kan raak. Kan ek jou sê van ons God? Luister, die Bybel sê in Eksodus 4:14, hy word Elkana genoem, en dit is ons God, is hy jaloerse God, en hy deel nie sy eiendom met enige ander gode nie. Dit is 'n uitgemaakte saak. En ons sê Suid-Afrika, luister mooi, God deel met niemand anders nie. Hy deel nie met die afgode wat hulle probeer inbring nie. God is 'n enige God en die Bybel sê hy is 'n jaloerse God. Kom ek sê dit vir jou, net so min as wat jy jou vrou met 'n ander man wil deel, of die man of die vrou die man met 'n ander vrou wil deel, net so min is ons God wat hy sy kinders wil deel met ander. Halleluja. Kom ek jou sê, ons kinders kan nie hierdie dinge op skool meer hoor nie. Hulle sal dit iewers in die kerk moet begin hoor. Hulle sal iewers moet ingebring word, dat hulle kan hoor, wat sê God en wat is die uiteinde. Nou was die vraag, wat is die oplossing? Nou gaan ek gou 'n paar skrifte met jou deel en 'n paar skrifte deurgee. Ek begin by Matteus 18:18. Ons soek die oplossing vir hierdie land. Meneer, mevrou, wie stem saam? Soek die oplossing. Ons is in 'n moeilike tyd. Ons het 'n probleme. Ons is onder uitdagings in hierdie tyd. Nou sê hy so, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Dis nie my kerk wat jou sê nie, dis my God wat hierdie dinge vir ons deurgee. Dit wat jy bind, sal gebind wees. Luister na Efesiërs. Kom hy so met hierdie deel. En dan sê hy in die 6de hoofstuk, en ek lees vir die 11de en die 18de vers, nou sê hy, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly in die liste van die duiwel. Hoor die 18de vers, nou sê hy, terwyl julle met alle gebed, en smeeking by elke geleentheid bid in die Gees, dis deur die Heilige Gees, en jy staan toe wag met alle volharding en smeekinge voor die aangesig van die Here. Wat ek sê vir u, ons moet bid en ons moet deurbid. Ja, moet die Here, ons moet buig, ons moet ons verootmoedig. Weet, hoor my mooi, is nie om God voor te sê wat hy en hoe hy dit moet doen nie, maar gebed is om sy planne te bekom en sy planne te begin verstaan. Ek wil sê gebed is om die openbaringskennis van die Bybel te kry en sy beloftes te bely en daarop te staan vir die oplossings en die oorwinnings. Wow! Onthou, Jesus het nooit, hoor mooi, Jesus het nooit sy disippels geleer om te preek nie. Hy het hulle geleer om te bid. Wat 'n bidder kan 'n woord bring. 'n bidder kan 'n hart tref. Halleluja. Luister, en deur dit het hulle die wêreld omgekeer. Hoor wat sê Lukas 11. Die eerste vers. Laat ek vir u lees. Hy kom so, en dan sê hy, ekskuus, dit kry, Lukas die 11de hoofstuk. Hy sê so, die eerste vers, en toe hy op 'n sekere plek kom, was hy besig daar om te bid. Om wat te doen? Hy was besig om te bid.
En sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou bid het, Here, leer ons ook bid. Hoekom het hulle dit gevra? Want hulle het geleer dat die grootste bidder van alle tye 'n voorbeeld is vir dit wat hulle moet doen. Kom ek sê vir jou, die grootste bidder van alle tye was Jesus, en ek dink hy was die grootste voorbeeld van die lewe. Amen. Jy sien, hulle het gesien en geleer, deur gebed, hoor mooi, begin dinge gebeur. Dit is deur gebed dat God begin te neem. Dit is deur gebed wat hulle gesien het, dat wonders kan plaasvind, en dat kettinge van slavernye kan verbreek word. Ek weet as baie mense wat nie my like nie. You don't have to like me. Maar ek kan jou eerlik sê, ek sal hierdie woord preek met alles wat in my is, en ek sal dit neerbring, voordat God op die hemel kan loop, en jy en ek kan weet, wat is die behoefte van hierdie lande en vir ons mense. Halleluja. Prys die Here. Weet, hoor my, red. Nie glo dit. Ek sê dit weer, gebed kan 'n land red en weer gesond maak ten spyte van wat gebeur. Weet, ek sê nou maar, ek hou nogal van die sevens. My favorite span is Fiji. Weet jy hoekom? Want daai ouens is almal wedergebore kinders van die Here. Jy sal sien as hulle op die veld kom bid hulle. Jy sal sien hoe dit hulle wys elke keer aan die Here eer. Weet jy wat het in Fiji gebeur? Kom ek sê nou vir u. Hulle sê op 'n stadium, Fiji was baie rof, baie deurmekaar. En in Fiji gebeur dit toe dat hulle die mooiste koraalriwe, en hulle sê die koraalriwe het begin vrek. Wat ek jou nou praat, is 'n waarheid jy kan gaan dit naslaan. Toe begin Fiji na die Here toe draai. En Fiji bekeer hulle tot die God van die hemel. En weet jy wat maak die God van die hemel? Hy begin om hulle land gesond te maak. Hulle sê skielik, toe begin die korale weer groei. En die Here maak Fiji weer die mooiste land. Moet jy nooit wat ek kry, dat die teen Fiji skree nie. Luister dan, ek sê dit so met Dominikies, maar luister, ek wil sê Fiji is 'n voorbeeld van 'n volk wat gedraai het terug na God toe. Ek wil by die Here uitkom, toe genees die Here letterlik. Ek sê weer, gebed kan 'n land red. Hoor, ons gaan nie toelaat Satan oorvat nie. Wil dit sê, in die naam, bo elke naam, is die naam van Jesus. En in die naam van Jesus sal ons oorwin oor die werke van die vyand. In die naam van Jesus kan ons trap op die werke van die vyand. En in die naam van Jesus vernietig ons die werke van die vyand. Wat sê jou Bybel? Kan ek jou woord gee van God af? Luister meneer, dis hoe ons in die kerk kom, want ons leer die woord. Hoor wat sê die Bybel? Jou Bybel, my Bybel. Romeine 16:20. En dan sê hy, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrys. Ons God sal met die vyand afreken. Nou kom ons kyk na Jesaja 45. En dan lees ek vir die 11de vers. Hoor wat sê die Bybel. Hy sê, so sê die Here. Wie sê? So sê die Here. Hy sê, jou formeerder vra my aangaande die toekomstige dinge en vertrou die werke van my hande aan my toe.
vra sy van my. Weet jy wat, geliefde? Dit lyk vir my, as ek hierdie mooi verstaan, dat God kan nie werk, as daar nie gevra word. As daar nie met God gepraat word nie. As daar nie gebid word nie. Dan sê hy sê, volk van die Here, luister, hier lê julle geheim, vra na my. En dan gaan ek julle wys oor die werke van my hande. En die vertrou dit wat ek het en ek besit het aan my toe, want sê die Here, ek sal sorg, ek sal julle lei en julle help en julle deurkom. Jy het reg deur Jesus se bloed om die woord op jou lippe te sit en Satan te vernietig. Wanneer ek kyk na die nagmaaltafel, is dit nie net iets wat ons hou nie, meneer, maar dit is iets wat sê, dat deur die bloed van Jesus het daar reiniging gekom en oorwinning gekom vir elke ene wat dit wil glo. Halleluja! Glo in dit lewe. Kom op, is tyd dat die kerk moet wakker word en opstaan in die naam van die Here. Laat ek vir jou sê, meneer Dame, die oorwinning is ons. Ek sê weer, die oorwinning is ons. Kan ek vir u sê, die geveg is aan die gang. Maar terwyl die geveg aan die gang is, kyk, hier is beloop van eindtyd. Ek kan nou nie weer met 9 preke teruggaan. Maar hier is beloop van die eindtye. Maar hoor wat sê hy in hierdie laaste van die laaste dag. Wat moet gedoen word? Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly deur die luste van die duiwel. Kan ek weer sê? Trek vir jou die volle wapenrusting aan, sodat jy staande kan bly. Deur wat? Deur die luste van die vyand. Luister, dinge gebeur as ons vra. Ek sê dinge gebeur as ons buig en as ons bid. Hoe gaan ons die land Suid-Afrika red? Hoe gaan ons hierdie land red? Met al die bedrog, met al die blindheid, die leefbeloftes, die morele verval wat daar is. Die marxisme, sosialisme, communisme, alles wat maar eenheid vorm, van 'n land wat alles wil laat val, sodat hulle dit alles in beheer kan kry. Mense en kinders word geleer om sonde mos nou se dae 'n naam te gee. Allerhande mooi naampies word aan dit gegee, in plaas van om dit te bely en te laat staan. Get back to the Bible, friend. Nou sê die Bybel so, in 2 Kronieke 7:14, as my volk, hoor mooi, hulle verootmoedig, as hulle begin bid, as hulle my aangesig begin soek, en hulle bekeer. Suid-Afrika, jy het hierdie 2 Kronieke 7:14 in jou land nodig. En dan sê die Here, wanneer dit gebeur, dan sal God hoor, hy sal vergewe, en hy sal die land genees. Weet jy waar begin dit, meneer? Dit begin by jou en by jou huis. Dit begin by jou en by jou huis. 3 belangrike persone wat ek in my lewe ontmoet het, is die eerste ene, is naamlik die Vader. En as jy wil weet wie is die Vader, sy naam is Jehovah. Hy is die El Shaddai, en hy is die Elohim. Die tweede ene wat ek ontmoet het in my lewe, wat die belangrikste persoon in my lewe is Jesus, want hy is die saligmaker, en hy is jou en my voorspraak by die Vader in die hemel. Die derde een wat ek ontmoet het, is die Heilige Gees, die Parakletos, wat die trooster en die leidsman is, wat jou en my leer en lei
al die waarheid. Hoor nou wat sê Josua. Toe Josua kom, en dan sê hy in die 3de hoofstuk die 5de vers. Hy sê verder, sê Josua vir die volk, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. Kom ek sê vir jou, God soek sulke mense. Mense wat hulle voor God kan, wat hulle self voor die aangesig van die Here kan heilig, wat vir God leef, en wat aan God. Ons moet leer om oor te gee in hierdie dae, geliefde. Wat sê die Bybel? Hoor in 1 Korintiërs 7:23, hy sê, Jesus het sy alles gegee, dat ons kan wen, en dat ek en jy kan oorwin. Kyk maar na die tafel wat ons gebruik, hy het alles gegee. Weet jy wat sê die Bybel daar? Hy sê, julle is deur geword. Dat ek en jy nie 'n slaaf van hierdie dinge in hierdie samelewing kan wees nie. Ek kan klaar maak. Hoor weer, Jesaja 45. Wat sê God? Hy sê, vra my. Vra my. Jy verstaan dit. Vra my. Dankie. Vra my. Psalm 37:4 sê, verlustig jy jou in die Here, en hy gaan jou hart sien, en hy gaan jou die begeertes gee, wat hier in jou hart is. Verlustig jy jou in die Here, ek sê my God, hy red my land, red Suid-Afrika, South Africa, lift up your voice, and sing Hosanna, red ons Here, Hosanna, red ons Here. Hoekom word sake nie opgelos nie? Ons vra nie en ons bid nie. As my volk ootmoedig, hulle bekeer en begin bid en God toe kyk, is daar 'n God wat gaan hoor. Hoekom word sake dan nie opgelos nie? Juis om hierdie redes. Maar wat sê Matteus? Hoor in die 7de hoofstuk 7de vers. Hy sê, bid en vir julle sal gegee word. Wat sê hy verder? Soek en julle sal. Halleluja. Klop en vir julle sal oopgemaak word. God is my magte. Ek wil weer sê, God is my magte. Ons kan wen. En ek wil sê, ek weier om my land af te gee. Ons gaan wen in die naam van Jesus. Halleluja. Dit raak jou meneer, dit raak jou vrou, dit raak jou man, dit raak jou kinders, dit raak jou kleinkinders, wat hierdie prediker vanmôre vir jou sê. En jy dink ek is fanaties, ek het nog nie eers reg. Ek het die pad uit. God moet ons land help. Ek sê ek het jou gewys, dat baie dinge besig om plaas te vind, maar ons wen. Ons moet bly bid. Ons moet bly vertrou. Ons moet bly glo. Ons moet vas staan. Ons moet hou vas. All things are possible. And say all things are possible. You must believe in God. Staan voor op jou voeten, net daar waar jy is. Steek jou hande in die lug. Wat sê die Here? Hoor nou meneer, ek praat nou met jou daar. Gemeente, ek praat met u. Vra van my, sê die Here. Kan jy van God vra? Wil jy nie 'n oombliekie sê, Here, vra vir hierdie land. Ek vra nie die einde van tyd dat God gaan help. Dat die Here sy genade kom. Hierdie is 'n baie belangrike oomblik nou. In hierdie tyd sluit jy jou oë. Praat net so 'n bietjie met die Here, sê Here my God. U red Suid-Afrika. Here uit al hierdie ellende en dinge wat hulle staan.
Hulle word gelei deur elke ou van die buitedeel. Hulle word gelei, hulle beskerm tot Hamas. Ek sê, my God, in my lewe kan ek nie dink laat 'n land te doen dat hy terrorisme goedkeur, wat vrouens verkrag, babatjies brand, wat mense vernietig, ou vrouens vat en hulle vervoer hulle en ontvoer hulle. Ek sê, my God, red hierdie land in Jesus naam, en almal wat glo, roep Here, red ons land, red ons land, red ons land, Here, red ons kinders, red ons mense, in Jesus naam. Stuur jou hande hoog, sê dan Here in ons. Ag, hier is 'n paar wat bid. Ek hoor niks. Wil jy nie omdat jy weer sê, Here, dan maak jou lippe oop, die Bybel sê dat God kan vul met lof. Maak jou mond wyd oop. Ek ben aan Heer. Ons jong mense gaan nie vrees hê. Ons kinders moet nie vrees hê. Daar's 'n God wat hulle gaan help. Hulle moet net by die Here bly. Hulle moet bou op die vaste fondamente. Die Bybel sê 'n wyse, hy bou sy huis op 'n rots. 'n dwaas, 'n bou sy huis op die sande. Here, ons roep na U, red hierdie land, red Suid-Afrika, in die naam van Jesus. Glo dit. Dank Here, ons glo dit. Ons glo dit. Ons glo dit, Here. Ek glo dit. Red my land van die handlandshow. Of het 'n kind is, 'n pa, 'n ma, man, vrou, moet dit maar sê. Stuur jou hand net so op, slaan met daai hand. Sê, o God, U bewaar. Bewaar my vrou, bewaar my man, bewaar my kinders en my kleinkinders. Ek bly die bloed van Jesus. Here, kom aan, sê dit, ek bly die bloed. Sê dit, ek bly. Sê dit, ek bly die bloed. Ek bly die bloed van Jesus. Ek van die oorwinning in die naam van die Here. Ek van die oorwinning in die lewe, in die krag, in die heerlikheid, in die naam van my Jesus. Here, beskerm ons mense, beskerm ons kinders, beskerm ons kleinkinders.